En daai 4 mure het my baie dinge geleer. As ek dan moet aan die kamp wees, en dat, dis baie seer. Maar gelukkig die Here gee ons 'n vryheid. Amen. Ons almal kan hom doen. Jy het die keuse. En ek glo en ek hoop ons bid dat elkeen van ons se keuses vertel reg. Amen. Geliefdes, aankondigings vir die week. Live is ek. Vrydag Inkleerkompetisie, geliefdes, kom saam, pannekoeke, koenranke kom, en geniet dit. Sondagoggend, woonbediening is Pastoor Marius, sondagaand die geselsdiens, Pastoor Erik, verjaarsdag, 15e Kussy, Els. Wat is hulle hier? Daar is hy. Ok, kom ons gaan. En dan gaan ons kan ons voor ons aangaan nie, dat ek net van Pastoor André gaan jy in die kasse prys wat sy gewen het met die dit is hier wat competisie aangehad het vir gaan. Ek kan water drink en ons baie dankie, hy die prys vir ons gesponsor. En liefdes, kom ons staan nou, dan gaan ons dan moet ons ook doen met gebed en daarna gaan ons die naam van die Here groot maak. Maar hoor die geliefdes, elke lied is gekoppel aan 'n betekenis. Kom ons maak vanaand die liede ons eie. Of die Here met jouself praat. Ons sak ons hoofde. Vader, dankie vir ons by mekaar komste, Vader. Vader, seën hierdie by mekaar komste in die naam van Jesus, Vader.
Vader, nou kom ek om te vra, Vader, elke gees wat nie van U is, die Vader, ek bestraf hom in die naam van Jesus. Vader, seën die instrumentspelers, Vader, seën die ene wat die woord gaan bring, Vader, seën hulle almal, Vader, dan wil ek weer eens dankie sê, Vader, dat U ons so veilig beskerm en bewaar, Vader, dat ons van ons huise af kan kom, Vader, om U naam groot te maak en te prys, Vader. Vader, ek wil nie so ver in U naam gaan nie, maar ek sê dankie vir alles in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Kom ons maak die naam van die Here groot. Moenie maar oor die musiek nie. As die klank dood gaan, ons gaan aan.
geliefdes, ons kan nie sit plekke neem. Is jy reg vanaand? Amen. As hy aan jou deur klop. Is jy werklik reg? Amen. Geliefdes, ons dien 'n groot God. Halleluja. Ons kan gaan lees in die Ou Testament. Elke maal as hy afkom aan die se kant, dan kom hy af in 'n vuurkolom waar die berge bewe. Verstaan sy grootheid, sy goedheid. Maar ons is mense. Geliefdes, ons is dan ons bedien met die woord vanaand. Amen. Goeienaand, broers en susters. Ek dank en ek eer die Here vir die voorreg wat ek het om hier voor julle te kan staan. Om die woord soos wat die Here vir my gegee het aan julle oor te dra. Ek is maar net 'n wessel, I'm only a vessel in God's hands. En ek is nie 'n geroepene pastoor nie, ek is net gewillig. Die Here sê gewilligheid is beter as opleiding. En dit is vir my belangrik dat ek net gewillig moet wees, dat die Here sal sy doel bereik in my lewe. Kan jy hier oor toe maak asseblief? Here, vanaand dra ons hierdie woord op na U toe, die lippe wat ons gaan uitdra vir hierdie gemeente, Here, dat U deur elkeen in hulle harte sal inwerk, Here, dat U hulle harte sal aanvanklik maak vir die woord van U. Seën die woord wat sal uitgaan, Here. Ek loof en ek eer U daarvoor om Jesus naam. Amen. Ek wil net vir U sê hoe hierdie woord aan my bevestig was. Want ek het by Dinsdag toe Amanda my gevra, suster, wat is jou titel van jou woord? Toe weet ek nog nie wat van die Here vir my wil sê of wat hy vir my het instoor nie. En ek lê so 'n bietjie in die bed en Jolanda was af onder toe en sy kom terug en want sy het so week voor dit of 'n paar dae voor dit het ons pampoene gehad wat ek geskil het, ons die putte gevat en ons het ek het vir haar gesê, okay, ons moet hierdie pampoene plant. Sy sê, ouma, ek is so bly want sy is verskriklik lief vir tuinwerk en so voorts. En sy gaan af en sy kom terug na my toe en sy sê vir my, ouma, raai wat? Want ons het redelike negativiteit gehad, of sal ek sê grappies, meer grappies as negativiteit gehad, van skewe mure en van die putte wat te vlak geplant is en allerhande dinge. Sy was so moedeloos geweest en sy kom op en sy traan en sy sê, ouma, my pampoen het uitgekom. Ek sê, dankie, Here, daar is die bevestiging van my woord. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat U deur wie ook al hy op U wil werk om dit te bevestig. So vanaand wil ek die woord vir julle voorbring van die gelykenis van die saaiër. Ek gaan in Markus 4, ek weet is in 2 of 3 ander plekke ook, maar ek gaan spesifiek in Markus 4 vanaf vers 3 tot 9 lees vanaand. Markus 4 vanaf vers 3 tot 9. Luister hier, sê 'n saaiër. Luister hier, 'n saaiër het eendag gaan saai. Wie die saai het 'n deel in die sand op die pad. Ekskuus tog jammer, okay, ek gaan weer begin. Luister hier, 'n saaiër het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval, maar waar daar nie baie grond was nie. Dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik. En dit het nie saad geskiet nie. En 'n ander saad het in goeie grond geval. En dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30voudig gedra, ander 60 en nog ander 100voudig. Verder sê hy, wie ore het en kan hoor, moet luister. Amen. Broers en susters, my versgedeelte wat ek eintlik wil op die einde van die dag wil opneem is die goeie grond. Maar ek gaan vir julle 'n bietjie uitlei van hierdie die 4 verskillende tipes waar in die saad geval is. Die saad verteenwoordig die woord van God. En die grondsoorte verteenwoordig die verskillende reaksies van die mense se harte op die evangelie. Okay? So die saad verteenwoordig die
die woord van God en die grondsoorte gee vir ons 'n aanduiding van watter tipe harte wat die evangelie ontvang. Kyk, eerstens het dit op die pad geval, né? Die woord word gehoor, maar die duiwel neem dit weg. Dit is asof jy 'n vergeetagtige woord het. As jy hoor die woord, maar sodra jy uitloop, dan jy alweer vergeet, né? Tweedens dan is dit die rotse of die klipbanke. Die woord word met blydskap ontvang, maar sonder wortels. Sodra die mens versoeking kry, dan val hy weg. Weet ons, dit is so belangrik by harde grond. Ons het seker al gesien, as iets op harde, dan kom dit nie, dit kom so bietjie op en daar vrek het alweer. Jy kry net, jy word nie bly, dan sien jy, daar gaan hy alweer. Die derde is tussen die dorings. Die woord word verstik deur sorge, rykdom en genietinge van die lewe. Jy weet, baie mense is meer daarop uit om hulle lewe te geniet, om hulle sê hulle dien God, is goed en wel dat hulle kerk toe gaan, maar op die einde van die dag, die genietinge en die dinge wat die afleiding, wat daarbij saamgepaard gaan, dit neem hulle tyd in beslag. En daarom verstrik die doringste, en dit maak dit dood, dit groei nie in jou binneste nie, dit word nie, dit ontkiem nie, dit groei nie, want voordat dit kon enige iets iewers gaan, dan word dit doodgedruk deur al die dorings en die dussels wat opkom tussen dit. Maar dan kom ons by die vierde gedeelte, die goeie grond. Diegene wat die woord met 'n edele hart hoor en bewaar, en met volharding vrug dra. Jy weet, soos ek gesien het hoe Jolanda die grond bewerk het, ons ek sê vir Jolanda, hierdie grond is so hard. Ons het maar net 'n ou stukkie daaronder gevra, ons het hom so afgekam, en sy het hom bewerk, en sy het hom sag gemaak, en sy het die puntjies ingesit, en sy het geloof gehad dat die puntjies gaan opkom. Maar sy het ook moedeloos geword. Maar dit is wat die Here sê, ons moet ons grond bevrug, sodat ons aanvanklik kan wees van God se woord. As ons nie ons harte nie sag is nie, en as ons harte nie ingestem is vir die Heilige Gees nie, gaan ons nie die woord van God kan ontvang nie. Ek sê altyd, daar's verskillende tipe mense. Ons kan nie die een oordeel omdat hy nie doen soos wat ons doen nie. Elke persoon het sy eie hoe sal ek sê, sy eie manier om God te aanbid. Elke persoon is nie dieselfde nie. As ons almal dieselfde was, sou ons seker almal of hel toe of hemel toe gegaan het. Maar weens ons nie dieselfde is nie, moet ons toesien dat die grond sag en die grond vrugbaar is. So wanneer ons by woord hier in ons harte ingaan, dat dit bevrug word en dit kan groei. En ons dra aan ander uit. Daar's soveel mense wat so honger en dors het. Hierdie wêreld is so honger en dors vir God se woord. Ons land is eintlik in 'n gemors. Maar weet jy wat? Wat ons nog staande hou is op ons knieë en ons geloof in God. As ons nie geloof in God gehad het, sou ons nie vandag staande gewees het nie. Ons sou al gaan lê. Ek het al baie gedink, Here, hoekom moet ek alleen na voor gaan? Ek moet alleen in die wêreld ingaan. My man is weggeneem, my seun is weggeneem. Maar weet jy wat? Dit maak jou sterker in God. Dit maak jou soveel meer vertrou op God. Want ons vertroue is nie in 'n mens nie. Dit maak nie saak wat mense vir jou sê nie. Hulle kan jou bemoedig, hulle kan alles. Hulle is daar om jou te support. Maar God is daar om jou deur te dra, om deur die klowe en die dorings en die dis en alles van die lewe, dra God jou deur. Want as jy 100% afhanklik is van die Here, glo ek, hy sal vir jou sorg. Want ek weet, God het my al baie keer, onsekere toekoms. Ek sê, Here, ek lê dit in die hande. Ek vertrou op U en ek weet U gaan ons hier dra. En jy weet, dit is so wonderlik, dat dat ons moet so noukeurig daai saad, daai grond van ons bewerk, sodat ons opkom. Ek het baie keer gebid, dan sê ek, Here, elkeen is hier. Dalk is dit die musieke, dalk is dit die woord wat uitgaan, dalk is dit die gebed. Maar iets is hier vir iemand. Iets is hier om te ontvang, solank jou hart en jou ontvanklikheid van jou hart reg is. As jy die Here met 'n rein hart dien, sal jy nie teleurgesteld huis toe gaan nie. Want jy kom, want jy weet, God gaan vir jou voedsel gee. Jy gaan nie neersien een op die ander ene nie. Jy gaan nie sê, maar daai een is nie geskik om vir my te preek nie. Weet jy, broers en susters, al kom die boemelaar na my toe en hy gee vir my 'n woord, dan sal ek sê, dankie Here, dankie Here, ek aanvaar dit,
almal wat die woord van God uitdra nie. En ek sê dankie Here dat hy een en elkeen van ons taak gee en 'n plig gee om uit te dra. Ek loof en ek eer die Here. Ek bid baie vir die pastore want ek dink by myself, Here, hulle is die bome met die dik stamme. Hulle moet die meeste wind vat. Hulle moet die meeste terugvoering kry. En ek sê, Here, dankie dat U hulle seën en dankie dat U 'n woord op hulle lippe lê sodat hulle kan uitdra in die gemeente, sodat die gemeente kan groei. Jy weet die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Die arbeiders is min en daarom moet ons, as kinders van die Here, moet ons deel wees van daai arbeidersspan. Want daar's soveel om in te bring. Daar's soveel mense wat honger in ons. En wie gaan dit vir hulle sê as ons dit nie vir hulle sê nie? Wie gaan dit vir hulle sê? Die Here het ons gestuur. Hy het ons gestuur om 'n woord aan hierdie wêreld te bedien. En ek wil die Here vra, ek sê elke dag, Here, dat ek nie U faal nie. Laat ek U nie faal nie. En as ek U gefaal het, Here, vergewe my. Want ek wil bereikbaar wees. Ek was vanaand so op my senuwees wees. Ek het sê ek wil nie. Maar weet jy wat die Here vir jou plig gee? Doen dit eerder. Ek sal eerder 'n gehoorsame as 'n ongehoorsame kind van God wees. En ek sê vir die Here dankie dat hy sy woord aan ons uitgelê het vanaand. En ek glo en vertrou, dit is 'n kind kan dit verstaan. 'n kind kan dit verstaan en ek sê dit is wat so wonderlik is van die woord van die Here. Hy sê ingesit totdat 'n kind dit kan verstaan. Afgesien van die stammelinge en al daai, dit is nou moeilik vir die kinders. Maar die woord van God is nie net vir daar, hy kom jou staan, hy kom tot by jou standaard, hy kom tot wat jy kan verstaan. En dit is waarom so dankbaar is. Ek wil net so liedjies sing wat op my hart gelê het om my woord te beëindig en af te sluit. Bringing in the sheaves, oh, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Thank you. Praise die Here. Dankie Here. Amen. Halleluja. Ek sê vir die suster baie dankie. Geliefdes, ek sê al wat eintlik om my vrou kyk en al daai dinge. Ek wou toe so siek was, die vrou besig gewees en so maar. Gisteroggend gepraat ek met woorde so al die Bybel vir my vertel. Maar glo vir my dit was die Here wat vir my gesê, "Vat 'n bietjie foon en gaan net 'n bietjie deur Facebook." En ek kry daar 'n gedeelte. En ek lees dit. Is van 'n ou man wat loop met sy hond en hy gaan dokter toe. En hy kom by die dokter en die dokter ondersoek hom, hy los sy hond daar in die spreekkamer en die dokter sê vir hom, "Jy het kanker." Ek weet nie wie van julle almal dit dalk gelees het nie. En hy sê vir die dokter, "Maar dokter, ek is baie bang vir die dood." Die dokter sê, "Waarom?" En hy sê, "Waar is jou hond?" Hy sê, "Nee, die hond is hier in spreekkamer." Hy sê, "Nou oké, gaan staan net daai kant. Ek gaan die deur toe maak." En hy maak die deur toe, hy sê vir hom, "Roep jou hond." En die hond kom en hy krap in die deur, hy maak die deur oop en die hond hardloop reguit na hom toe. Hy sê, "Net so is dit wanneer jy doodgaan. Jy ken die stem van jou Vader." Is jy seker jy ken hom? Geliefdes, as jy hom nie ken nie, dan is jou saak nie reg. Dus ons luister altyd van daai regte stem. Geliefdes, ons sê vir die suster baie dankie. Die Here seën ryklik. Mag ek iets byvoeg, as ek weet, is 'n kragtige boodskap gewees. Ek weet ons mag nie interfereer as ander pastoor gepreek het nie. Ek gaan in 'n moeilike tyd wat ek deurgaan wat my vrou van kennis dra. Maar terwyl die suster besig was, kom daar een skrif wat ek oopmaak, ek kan die Bybel deurgaan, hy is oral as hy bekrap en dit, maar dit is onder leiding van die Gees. Wat hy so bekrap word gedurig. Hy sê in Matteus 23, suster, en het kom op jou boodskap neer terwyl jy gepraat het, wat die Gees van God openbaar, soos hy gesê, die stuk stamme.
Ons moet intree vir mekaar gedurig Yes. Hy gaan 'n moeilike tyd op die oomblik deur. Hy sê, wee julle skrifgeleerders en fariseërs gefeindes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid. Jy sien, dit gaan kom presies op die grond wat voorberei word. Baie doen hulle voor, daai oppervlakkige grond. Hy het nie saad geskiet nie. Hy probeer die blom bo gee, maar hy het nie die standvastigheid gekry. Dan kom jy verder en kry jy net die grond wat mooi fyn gemaak is, soos die kind dit fyn, daai harde grond. Jy het vanaand daai grond fyn gemaak wat jy soos jy het hom probeer fyn breek wat die saad kan ingaan. Dan kry jy op daai grove grond. Hy wil nie gebreek word. Daar is nie 'n belangstelling nie. Dis hoekom hy sê, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid. Hulle doen hulle voor aan kinders van die lig. Hulle doen hulle voor as engele onder ons. Hulle praat saam met ons hierdie woord van God. Hulle halleluja saam met my en jou. Maar as dit kom in gees en in waarheid, dan is dit afwesig. Amen. En daarom wat ek gehou het, wat jy gesê het ook, die kinders verstaan dit. Ons is allemaal kinders. Maar toe jy so praat openbaar, dit kom die gees van God. Ek het dit aan kinders gegee. Julle sal dit in kinders se monde uithoor. Hy sê, want julle is die kinders wat jy so sê. Want as ek my hande uitsteek soos vanaand op hierso, in die liedere wat ons gesing het, dan beweeg jy uit. Jy beweeg in onder leiding van die gees. Dis nie in die vlees nie, dis in die gees, soos ek al baie gesê het in die verlede. As ons bid, moet ons in gees en waarheid bid. As ons sing, elke liedjie, wat daar gesing word, daar is iets in daai liedjie wat jou gaan aanraak, wat jou gaan verander, wat hy kardinale verandering gaan bring in jou. Mits ek en jy dit soek. Ons moet nie wit grafte wees nie. Ons moet nie vol doodsbene wees nie. En daai doodsbene, dit is hulle wat jou weghou van God af. Dit is daai haat en lyd afgunstigheid. Dit is die dinge. Jammer dat ek nou ingekom het daar. Ons kan nie terughou as die gees openbaar vir daai dinge. Geliefdes, dan kom ons staan, dan gaan ons saam sing, terwyl ons die tiendes en overgaves opneem. Kom ons maak die naam van die Here groot en daarna gaan ons aanreis om ons afsluit met gebed. Thank you.
haar. Maar dit is uit dankbaarheid dat ons saam met menige gelowiges kan wees om die naam groot te maak. En die woord wat uitgegaan het vervoering vir ieder en elke siel vanaand. Vader, dat die Gees die naprediker sal wees van hierdie gedeelte. Vader, dankie wat die woord uitgegee het na een van ons wat eenvoudig is. Want die een van ons hier is die skrifgeleerders, die maar het ons geroep by die naam, jy is myne. Ek het jou naam mond aangeraak met 'n koppie. Ek het jou uitgestuur in die woestyn om my naam uit te dra, om hulle in te bring. Here, want ons weet, U is daar, U is alomteenwoordig, U sien. U oot deurgrond hierdie aarde, daar is niks verborge vanaand by U. U sien elke persoon die binnekant se behoefte. U ken sy drome. U weet wat hulle verwag van U. Maar al wat U verwag, wat U hoort sê, roep my aan in die dag van benoud. Ek sal jou uithelp, maar jy sal my naam eer. Here, en daarom wil ons sy kragtige naam vanaand aanroep oor elkeen wat vanaand is. Een wat miskien vanaand bekommerd is, die binnekant om uit te tree om te sê, Here, hier is ek vanaand, dan tree ek in vanaand vir hulle. Selfs by my huisgesin, by my kinders, Here, tree ek in by U vanaand en ek sê, Here, beweeg deur my huis, beweeg deur hierdie huise van hierdie godsmanne en vroue hier, sodat U kan verheerlik word, dat daar 'n getuienis kan gebore word, want U lewe onder die getuienisse. En daarom sê ons dankie vir elke offerhand en tiende wat opgeneem is vanaand. Vader, boven alles, dat U sal verheerlik word op elke gebied. Om 'n laar om hierdie godsmanne en vroue te trek vir die week wat voor hulle lê. Here, daar waar 'n deur toe is om oop te maak. Here, daar waar 'n nuwe pad moet aangelê word vir die week wat eens sal aanlê vir hulle. Na gees en liggaam. Ons dank U daarvoor. Ons loof U daarvoor. Ons prys en ons eer U vanaand. Want U is waardig, want U is ons God. En ons geloof is in U geanker. Daarom bid ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Halleluja. En almal wat die Here verwag, dan sê amen. Ons ontvang die seën van die Here. En nou mag die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê. Amen.